So ek was 'n stay-at-home mom gewees en toe my jongste dogtertjie skool toe gegaan het, toe is ek soos nee, nou moet ek ietsie ook begin doen. En toe het ek die een middag by my sussie gaan kuier, sy het net van Frankryk af teruggekom en toe het sy hierdie balletjies saamgebring wat sy daar in 'n winkel gekoop het. Die oomblik toe ek dit sien, toe weet ek, hierdie goed is good. So toe het ek besluit ek wil dit maak, maar ek wil iets anders insit, 'n ander flavour. En toe het ons gedink die balsamic vinegar sal great wees. Ja, en dis basically waar dit begin het. So ek het in 2019 het ek begin, so net so voor lockdown. Maar dit was actually fyn geweest want dit het ons baie tyd gegee om die balletjie half te perfect. Die balletjies word gemaak deur dis 'n molecular gastronomie wat hierdie food science is wat die balletjies hoe hulle gemaak word. So as jy hom nou in jou mond het, dan pop hy. So vir die manufactured het ons nou 'n koffie wat ons aanwerk. Ons het 'n soja waarin ons werk en dan het ons die black balsamic. Die balletjies gooi jy dan nou net op jou pizza of op 'n slaai of as jy 'n canapé het, kan jy 'n balletjie opsit. Ons gooi dit in champagne, jy kan dit in gin and tonic, jy kan dit in ystee sit. Ons doen dit vir cheese platters. Die sooi kan jy op sushi sit. Ons het koffieballetjies wat jy in 'n koffie, in 'n friso, enige iets wat jy kan drink of eet, kan jy basically dit insit. Ons is bereid om te white label, so as jy iets het wat jy wil gemaak kry en dit is in 'n liquid tipe vorm, dan is ons baie bereid om te gesels en kom ons kyk of ons ietsie kan maak. Daar's 'n klein plaas Rosendal in die Kaap wat flavored vinegars maak. En ons het al vir hulle dan ook balletjies gemaak. Kyk, ek het in die kombuis begin en toe het ek naderhand iemand gekry om my te kom help. Want 'n mens kan, ek het ook maar 3 lyfies wat versorg moet word. En toe het ek daar nog iemand bygekry. En toe, omdat ons die goedjies met die hand maak, het my oulike man vir my alternative manier gekry om dit te begin maak, dat dit bietjie vinniger gaan. En en toe in 2021, toe is dit net te veel, so toe kry ek die fabriek en toe stel ek vir Carla aan, so sy is ons bestuurder, sy hou die skip aan die gang hierso, en en toe raak die orders ook te veel, so toe kry ons 'n warehouse controller wat die orders pak. Ek het 2 vrouens agter wat die bottling en die packaging doen. En toe het ons vir Bianca gekry, sy doen vir ons die food safety. So ons is FSA certified met ons food safety. So ons kan in retailers ingaan en allerhande sulke goedjies. Ek dink die toekomsplanne vir Fancy Schmancy is baie groot. Daar's definitief amazing goeders wat wag vir ons. Ons sal baie graag op retail rakke wil wees, omdat ons nogals 'n niche produk maak. Elke keer as ek al verby 'n kaasrak loop, dan sien ek al my botteltjies daar staan. So, en ons is definitief besig om in die regte rigting te beweeg vir dit. So vir ander entrepreneurs sou ek sê, ek dink jy moet net begin. Fancy Schmancy het in my kombuis begin. Ek het probably 3 maande trial and error gehad om hierdie goedjies te maak voordat dit actually begin werk het. En ek dink as 'n mens half glo in iets, dink ek regtig jy moet soos aanhou en probeer. En ja, kyk maar hoe dit gaan.